Henny en Lisa Marie Jonker se boerdery buite Kroonstad span elkeen van hulle kinders ook in. Elke lid van die familie staan aan stuur van hulle eie syfertakking. Dis 'n effektiewe stelsel wat bygedra het dat hulle lamsvleis verlede jaar as die heel beste in Suid-Afrika aangewys is. Vanessa Marie moes eenvoudig gaan proe. Henny Jonker word op 'n plaas buite Bethlehem groot en hoewel hy 2 jaar in Londen spandeer het en daarna vir 12 jaar by die koöperasie werk, was hy altyd steeds met veeboerdery doenig. Dit is 6 jaar vanaf die Jonkers net hier buite Kroonstad hulle eie stukkie grond aangeskaf het en sedertdien is daar geen keer aan hulle planne en produktiwiteit nie. Boerdery loop deur jou are want jy het was op 'n plaas ook groot geword. Vanessa Marie, ja, nee, ons is gebore in die Oos-Vrystaat. Bethlehem natuurlik, die koudste deel van die land, maar definitief grootste skaapboere kan jy sê. So vleis was nog altyd deel van wie jy is. Ja, dit was my passie nog van kleins af. Om gehalte vleis, om lekker te eet. Omrede my ma het altyd die tafel het altyd geknak soos hy gekook het en alles. En ons met die seuns in die huis, so jy was lief vir vleis. Vleis was altyd daar, die res was 'n bysaak. So ja, dit was altyd 'n liefde was die vleis vir ons. Jy kom ook van 'n groot familie, né? Ja, ons is 5 kinders, 4 seuns waarvan ek die jongste seun is. My sussie is die jongste, sy is die enigste dogter, ja. Toe is jy toe oor see? Jy het 'n bietjie in Londen gaan jou voete nat maak daar. Hoe was dit? My droom was om te gaan rugby speel. Ek was 'n rukkie wat ek gaan rugby speel het en toe het ek gesien nee, jy sien, ek het liewer geraak vir die werk. Ek het doodgieter werk vir 2 jaar gedoen in Engeland. Ek hoor nog was ook 'n bietjie van 'n boereworsgemakery storie. Wat is dit? So ons het vriende gemaak, ons het 'n goeie slaghuis gehad waarby ons vars beesvleis en alles en toe het ons begin wors maak en naweke het ons aan al die Suid-Afrikaners jy het net 'n standaard 1 kilogram pak gekry en ja, dit was wonderlike tye. Maar toe ek teruggekom het van Engeland af, toe het ek by 'n koöperasie aangesluit en toe het ek 12 jaar van my lewe by die koöperasie gewerk en deeltyds geboer. Nou die stukkie land wat jy tans het. Wanneer het jy dit bekom en wat het jy gebring na Kroonstad? My vrou kom van Kroonstad af. Ons het mekaar ontmoet in Bethlehem en dis hoekom ek hierso is. Ek het maar na my hart geluister en ons het so 6 en 'n half jaar terug het ons hierdie stukkie grond bekom. Maar hy was maar baie rou. Hy was nie veel hier buite nie. So dit is maar baie laat nagte wat ons hier moes insit, maar ons is geseënd. Ons is baie tevrede. Henny se Hampshire Downs stoet bestaan uit 300 diere, die grootste van sy soort in Suid-Afrika. Hy het ook 'n voerkraal wat permanent so wat 500 diere huisves. Die Hampshire Down ras. Waar kom dit vandaan? Dit is nie regtig bekend in Suid-Afrika nie, is dit? Ja, Vanessa Marie, dit is maar 'n skaars ras. Ons het nou bietjie gegroei aan hulle. Daar's net so oor die 1000 diere in Suid-Afrika. Dis 'n Britse ras. Ek het maar my passie gekweek. Daar was 2 boere op Bethlehem waar ons groot geword het met hulle geboer het. En ek en my boetie het 'n voerkraal gehad en ons het by hulle diere bekom en toe sê ek vir myself ek moet van hulle kry. Hulle vleis is net in 'n ander klas. Definitief, dit is so ongelooflike lekker vleis. En dan die kwaliteit van die dier ook, die vrugbaarheid van die ooi, die langlewendheid, die kwaliteit, die siekteweerstand. So dit het my net alles, was 'n hele pakket waarvan ek net gehou het en toe moes ek met hulle boer. Lisa Marie is 'n voltydse onderwyser, maar bedryf ook 'n krane lê hoenderonderneming wat handig gepas kom vir die res van die boerdery. Die hoendermis word as kunsmis in die lande gebruik, terwyl haar bosvelderhoenders help om die vlee in die voerkraal in toom te hou. Vertel my van die verskillende hoenders waarmee jy boer. So ek doen 'n redelike wye verskeidenheid. My grootste aanvraag is op die oomblik maar die Amberlings, dis my lêhenne. En dan doen ek Leghorns. Hulle lê 'n spierwit eier. So geen verskil aan die binnekant nie, dis letterlik net die dop. Ons doen Easter eggers. Hulle lê 'n gekleurde dop eier. So groenes, geeles en dan my heel gunsteling is die Orpingtons. Dit is 'n reuse groot hoender. En die bosvelders. Ek gebruik hulle in sy voerkrale en tussen sy stoetskape, want hulle help ons met natuurlike plaagbeheer. So ons probeer regtig gif en al daai goeders uitskakel en dis waarvoor ek die bosvelders gebruik. Ek maar laat ek net verstaan, hoeveel hoenders het jy dan nou hier? Ek dink as ek almal moet bytel, al die verskillende rasse, trek ek amper by 2000.
Wie verskaf jy oral jou eiers? So ek het 'n hele lot skokkoseise locally. Die koffiewinkels is verskriklik lief daarvoor. En gastehuise. Vertel my van die bak en brou en die slaaie. Wat is die tipe goed wat jy doen en hoe werk daai besigheid? Okay, bak en brou. Ek was nog altyd lief vir die kombuis. So ek probeer regtig als back to basics doen. Jou ordentlike aardappelslaai, 'n heerlike beetslaai, 'n curry beetslaai. Nie almal ken dit altyd nie. 'n Curry pasta slaai, gebak, plain basics, peppermint crisp, cremora, malva lekker. En dan my man se favourite is absoluut die chocolate brownie cake wat ek maak. Die appels val nie ver van die boom nie. Liam se Damara kudde en Mianay se boerbokke staan bekend as die skoonmakers op die plaas, wat nie omgee vir harder kos nie, waarvan die skape nie noodwendig hou nie. Wat hou julle die meeste van plaaslewe en op die plaas te wees? Ek hou van dit om op my perd te ry en ek help my pappa om die skape melk te gee en om die ooe te scan. Okay, en jy Liam? Jy hou van jou Damaras, nê? Nee? Vertel my, hoekom hou jy van die Damaras so baie? Want hulle het lang horings Okay, dis cool. en hulle het hare in plaas van wol. Wat staan vir julle die meeste uit en hoekom is julle lief vir mamma en pappa? Vertel my. Omdat hulle so baie lief is vir ons. Henny skryf sy lamvleis se sukses toe aan die feit dat die Hampshire Down ras oor goeie vleis beskik wat smaaklik, sappig en sag is met goeie marmering. 'n Groot veer in die hoed was toe hy in 2025 as kampioen van die nasionale Lamb Champs kompetisie weggestap het. Wat is van die toekennings wat vir jou uitstaan? Ons het in 2023 by ons nasionale skou het ons eerste plek verwerf op die Hampshire Down ras. En dan daarna dan gaan jy deur dan elke beste dier in 'n ras kom dan teen mekaar te staan. Daar het ons ook deelgeneem en toe het ons ook eerste plek verower. En toe nou laas jaar 2025 met Lamb Champs toe ons die nasionale wenner van Lamb Champs kon gewees het. Dit was een van die 2 toekennings wat ons regtig koester tot vandag toe, ja. Wat vat dit om prima lamsvleis te produseer? Ek dink dit vat vroeg opstaan, kilometers en kilometers van skaap aanjaag, duisende kilogramme se kos. Maar dit kom maar neer op beplanning en Ja. die werk. Nee, en dit vat baie beplanning en baie harde werk. Sweet, baie. Terwyl die hele land wil van julle vleis proe en ek ook. Asseblief, kan ek vir jou oopmaak? Asseblief. Kan jy asseblief vir jou 'n ietsie lekker. kry. Lekker. Ja. Maar ek sien uit om van jou harde werk te proe. Nou, Kan jy kom dit ons vir ons proe skep? iets. Skep hom maar vir my. Maar is dit jou gunsteling stuk daar, nê? Ja. Okay, great. Geniet ons vleis, hierso is skaapchoppies. Daai is ons skaapwors wat ons maak en daai is ons beroemde sosaties. Wat is julle toekomsdrome vorentoe? So ek dink dit wat ons graag aan wil werk is om ons genetika net tot by daai next level te kan doen. En wie weet dalk een van die dae internasionaal te kan sê luister dis die ou met die beste genetika vir Hampshires. Aan my kant is ek dink mens leef klaar jou droom uit. Dit Ek is dink ook my so. my grootste droom is om dalk my kinders te sien groot word. Daar sal seker aardse drome nog wees of so, maar ons is geseënd. Henny se raad is dat jou planne moet nooit opraak nie en dat jy jou slippers so diep onder jou bed moet bære dat jy elke keer op jou knie moet afgaan om hulle weer uit te haal. Nou Henny, nadat ek vandag jou wenner lam geproe het, al wat ek vir jou wil sê is, mwah, doen so voort.